Na verloop van 2 volle jare het Farao 'n eienaardige droom gehad en toe wakker geword. En hy het weer aan die slaap geraak en nog 'n eienaardige droom gehad. Daardie môre was sy gees onrustig en hy het al die towenaars en al die wyse manne van Mitsraim laat roep. En Farao het aan hulle sy droom vertel, maar niemand kon dit aan Farao uitlê nie. Toe het die voorman van die skinkers met Farao gepraat en gesê, ek moet vandag my sondes in gedagtenis bring. Farao was baie kwaad vir sy dienaars en het my in bewaring gegee in die huis van die owerste van die leiwag, my en die voorman van die bakkers. En ons het in dieselfde nag 'n droom gehad, ek en hy. Ons het gedroom, elkeen 'n droom met besondere betekenis, en daar was by ons 'n Evritiese jongman, 'n knegt van die owerste van die leiwag. Aan hom het ons dit vertel, en hy het ons drome vir ons uitgelê. Aan elkeen het hy die uitlegging ooreenkomstig sy droom gegee, en soos hy ons dit uitgelê het, so het dit gebeur. My het hy in my rang herstel, maar die bakker opgehang. Toe laat Farao Josef roep, en hulle het hom gou uit die gevangenis uitgehaal, en hy het hom geskeer en ander klere aangetrek, en hy het by Farao gekom. Toe sê Farao vir Josef, ek het 'n droom gehad en daar is niemand wat dit kan uitlê nie, maar ek het van jou hoor verklaar dat jy 'n droom net hoef te hoor om dit uit te lê. En Josef het Farao geantwoord en gesê, niks vir my nie. Elohim sal Farao 'n gunstige antwoord gee. Toe sê Farao vir Josef, kyk, ek het in my droom gestaan op die wal van die Nyl, en kyk, 7 koeie het uit die Nyl uit opgekom wat vet van vleis en mooi van uiterlik was, en hulle het gaan wei in die rietgras. En kyk, na hulle kom daar nog 7 koeie op, skraal en baie lelik van uiterlik, en maar van vleis. Ek het hulle so lelik in die ganse Mitsraim nie gesien nie, en die maar en lelike koeie het die 7 eerste vet koeie opgeëet. Dit het in hul maag ingegaan. Maar 'n mens kon nie merk dat hulle in hul maag ingegaan het nie, want hulle aansien was lelik soos in die begin. Toe het ek wakker geword. Daarna het ek in my droom gesien, en kyk, 7 vol en mooi are skiet op aan een steel. En kyk, na hulle sprei daar 7 are uit wat dor, maar en deur die oostewind verskroei was. En die 7 maar are het die 7 mooi are verslind. En ek het dit aan die towenaars meegedeel, maar niemand kon my inligting gee nie. Toe sê Josef vir Farao, die droom van Farao is een en dieselfde. Wat Elohim van plan is om te doen, het hy aan Farao bekend gemaak. Die 7 mooi koeie is 7 jare, en die 7 mooi are is 7 jare. Die droom is een en dieselfde. En die 7 maar en lelike koeie wat na hulle opgekom het, is 7 jare, en die 7 maar deur die oostewind verskroeide are sal 7 jare van hongersnood wees. Dit is die woord wat ek tot Farao gepraat het. Wat Elohim van plan is om te doen, het hy Farao laat sien. Kyk, daar kom 7 jare van groot oorvloed in die hele Mitsraim. Maar daarna sal 7 jare van hongersnood aanbreek, en al die oorvloed sal in Mitsraim vergeet word, en die hongersnood sal die land verteer, en van die oorvloed sal in die land niks gemerk word weens daardie hongersnood wat daarna sal wees nie, want dit sal baie moeilik wees. En wat dit betref dat die droom 2 maal vir Farao herhaal is, dit is omdat die saak deur Elohim vasbesluit is en Elohim dit gou sal doen. Laat Farao dan nou uitkyk na 'n verstandige en wyse man en hom aanstel oor Mitsraim. Farao moet so maak en opsigters oor die land aanstel en in die 7 jare van oorvloed die 5de deel hef van die opbrengs van Mitsraim. En hulle moet al die voedsel van hierdie goeie jare wat kom, versamel en onder leiding van Farao koring ophoop as voedsel in die stede en dit wegbere. So sal dan die voedsel 'n voorraad wees vir die land vir die 7 jare van hongersnood wat in Mitsraim sal kom, sodat die land nie deur die hongersnood te gronde gaan nie.
En die woord was goed in die oë van Farao en van al sy dienaars. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê: Kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die gees van Elohim is? En Farao sê vir Josef: Aangesien Elohim dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jy moet oor my huis wees en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Verder het Farao vir Josef gesê: Kyk, ek stel jou aan oor die hele Mitsraim. Toe trek Farao sy seelring van sy hand af en sit dit aan die hand van Josef, en hy het hom in fyn linneklere laat aantrek en die goue ketting om sy hals gehang. En Farao het hom laat ry op sy tweede rytuig, en hulle het voor hom uitgeroep: Pas op, so het hy hom dan oor die hele Mitsraim aangestel. En Farao sê vir Josef: Ek is Farao, maar sonder jou mag niemand sy hand of voet in die hele Mitsraim verroer nie. En Farao het Josef genoem Tsafinat Paneach, en aan hom Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, as vrou gegee. En Josef het uitgetrek oor Mitsraim. En Josef was 30 jaar oud, toe hy voor Farao, die koning van Mitsraim, gestaan het. En Josef het van